Op Jakob se sterfbed seën hy vir Josef. En ons kan daarvan lees in Genesis 48 en ek lees net vir ons vers 22. En ek gee jou een stuk land, o jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amorite afgeneem het. Sichem is nie bloot 'n stukkie in die agtergrond in Josef se lewe nie. Dit is die plek wat sy pad begin het en die plek waar sy erfenis eindig. Al sou hy dit nooit ooit weer in sy leeftyd sien nie. Dit is hier by Sichem waar Jakob vir Josef stuur om na sy broer se welstand te verneem. Wanneer Josef by Sichem aankom, is hulle nie meer daar nie. Hulle het al reeds met hulle vee afgetrek na Dothan. Tog begin sy verwerping hier by Sichem. Die sending vanuit die plek van belofte lei hom tot daar by Dothan, waar hy uiteindelik in 'n put gegooi word en verkoop word in slawerny en jare van verborgde lyding op hom wag. Tog keer Josef nooit fisies terug na Sichem tydens sy aardse lewe nie. Maar die Here se plan met Sichem vir Josef het nie daar geëindig nie. Voor Jakob sterf, herinner hy Josef daaraan dat Kanaan die eintlike land van belofte is en hy gee aan hom hierdie besondere erfdeel. En hierdie grond was eers deur Jakob gekoop by Gamor, die vader van Sichem, vir 100 stukke silwer. Na Jakob se vertrek is dit waarskynlik weer deur die Amorite oorgeneem en later met die swaard herwin. Die skrif gee nie volledige besonderhede nie, maar dit is duidelik, wat wettig gekoop is, word uiteindelik deur die Here teruggegee. Die Hebreëse woord Shechem beteken skouer of porsie en is dieselfde woord waaruit Sichem se naam kom. Jakob gee dus doelbewus aan Josef 'n Sichem van Sichem, 'n dubbele porsie. Hierdie dubbele porsie word sigbaar wanneer Jakob aan Josef se twee seuns, Efraim en Manasse, as sy eie erfgename aanneem. Josef is die enigste seun deur wie twee stamme erf, en Sichem word later deel van Efraim se erfdeel. Uiteindelik lees ons ook dat die beenderre van Josef in Sichem begrawe is. Josef se pad begin by Sichem met 'n opdrag van gehoorsaamheid, maar sy erfenis keer terug na Sichem, waar sy beenderre is in die land van belofte. Is daar baie keer dinge wat ons in gehoorsaamheid begin het, maar nooit self die vervulling daarvan gesien het nie. Die Here is getrou om dit wat regmatig gegee is, selfs nadat dit verlore geraak het, weer aan ons terug te gee. Soos Josef, leef ons nie in hierdie wêreld alleen nie, maar sien ons uit na die porsie wat die Here vir ons voorberei het.